Ek wil vandag begin met 'n aanhaling wat ek iewers in die verlede gelees het en ek hoop ek het hom nog reg, maar hy klink so. Luister bietjie hoe klink dit vir jou. As jy nêrens heen op pad is nie, is die kanse goed dat jy presies daar gaan uitkom. Nêrens. As jy nêrens heen op pad is nie, is die kanse goed dat jy presies daar gaan uitkom. Nêrens nie. Watse gedagtes maak hierdie aanhaling by jou wakker as jy so vir 'n oomblik dink? Wel, vir my het dit 'n ding van baie jare gelede herroep. Ek is in 1975 op my eerste jaar op universiteit op Stellenbosch. En een van my stokperdjies van kleins af was maar flieks gewees. So ek gaan kyk toe 'n fliek met die naam van Mahogany. Mahogany is die storie van 'n vrou wat in die modewêreld dit wil maak. Dis haar groot dryf in die lewe. En sy doen alles om dit te maak in die modewêreld. Diana Ross, wat die hoofrol speel, sing dan ook die temalied wat so die refrein klink so: Do you know where you're going to? Do you like the things that life has shown you? Where are you going to? En dis die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra. Waarheen is jy op pad met jou lewe? Waarheen is jy op pad met jou lewe? Want as jy nêrens heen op pad is nie, is die kanse goed dat jy presies daar gaan uitkom. Nêrens. Hierdie fliek van Diana Ross gaan oor haar hele lewe en hoe sy ontdek het dat dit wat sy gesoek het nie eintlik was wat sy gesoek het nie. Maar dit het oor haar hele lewe gegaan en haar liedjie vra die vraag oor haar hele lewe. Waarheen is jy op pad? Maar hierdie vraag gaan nie net oor jou lewe as 'n geheel nie. Dis letterlik 'n vraag wat ek en jy moet vra oor elke onderdeel van ons lewe. Want in elke onderdeel van jou lewe is dit waar, as jy nêrens heen op pad is nie, is die kans goed dat jy daar gaan uitkom. Nêrens. Dis waar van jou beroep. Dis waar van jou finansies. Dis waar van jou huwelik. Dis waar van jou verhouding met jou kinders. Dis waar van enige nuwe vaardigheid soos 'n rekenaar wat jy probeer bemeester. En dis ook waar in jou geloofslewe. Trouwens, dis waar in elke stukkie van ons lewe. As ek en jy nêrens heen op pad is nie, is die kanse goed dat ons presies daar gaan uitkom. Nêrens. En as jy nou hierdie ding, ek wil amper sê hierdie waarheid in jou lewe verstaan, dan is jy oop om te hoor wat staan in Spreuke 4 vers 26. Spreuke 4 vers 26 sê: Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Waarheen is jou pad? Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree wat jy moet gee. En ek het nou maar gedog, alright, kom ek vertaal net vir jou baken jou koers af. Klink nou soos 'n lekker voortrekker liedjie amper. Maar baken jou koers af is in Afrikaans vertaal. Sorteer vir jouself uit waarheen jy op pad is. Met jou lewe in hierdie jaar of enige kant van jou lewe. Kies bewustelik waar jy wil uitkom in jou lewe. Doen aktief moeite om seker te maak dat jy weet wat jy wil hê. Ek sê nou maar net terloops in die huweliksberading, weet vir al die vrouens baie goed wat hulle nie wil hê nie. Maar hulle weet selde wat hulle wil hê nie. Nou baken jou koers af, is nie net die vrouens, die mans ook soms hoor, maar baken jou koers af is, maak seker dat jy weet wat jy wil hê. Kry die koördinate van die bestemming waar jy wil uitkom. Weet bewustelik helder wat jy wil bereik. Want as jy dit in jou lewe doen, sal jy weet. Trouwens hier staan, sal jy met sekerheid die pad kan stap
en elke tree kan gee op pad soontoe. En as jy net na jou eie lewe kyk, jy sien hoe waar dit is. Ek bedoel, ek onthou, op laerskool het ek nou so 'n lekker rustige lewe gehad. Ek het verskriklik baie storieboeke gelees, so my Afrikaans was goed, so ek kon lekker gedigte skryf, en ek kon lekker eksamen skryf, en ek het goed gedoen. En toe word het nou tyd om standaard 6 toe, graad 8, hoërskool toe te gaan. En my ouer broer, wat toen al reeds op hoërskool was, vertel my, luister die Pel, jy moet weet, jy kan nie net so cruise deur hoërskool nie. Jy kon dit doen op laerskool, want jy was gemaklik met Afrikaans as 'n taal, maar op hoërskool moet jy leer, ook Afrikaans. Jy moet leer oor Afrikaans, jy moet leer hoe werk Afrikaans. En as jy nie gaan leer, jy gaan nie deurkom die Pel, jy gaan dop. Ek was gewoonlik eerste of naby aan eerste in my klas. So dit is my redelike skokkende nuus, dat my broer vir my sê, hey, jy gaan dop. So kom, graad 6, hoërskool toe, pak 'n jaar aan, want ek weet, ou boet het gesê, luister hier, as jy nie hard werk, jy gaan jy dit nie maak nie. So 2-3 weke in hoërskool in, die Afrikaanse onnie gee vir ons 'n opstel om te skryf, en ek weet, hier is die toets. Gaan ek hierdie opstel slaag? Want al my opstelle was altyd goeie punte op laerskool. Maar ou boet het gesê, dit werk nie so nie. So ek besluit, ek gaan my heel beste opstel ooit in my lewe skryf. Kan julle hoor, ek bak in my koers af. Ek gaan my heel beste opstel skryf ever. En ek begin skryf, en ek kies mooi woorde, en ek soek beelde, en ek bou die vloei van die ding, en die klimaks, en die slot, en die spanning in die ding, en ek skryf my beste opstel ooit in my lewe. Want dis wat ek besluit het ek gaan doen. Wel die dag toe die onnie nou die boeke moet teruggee, toe deel hy al die kinders uit, my deel hy myne uit. En ek sit daar en dink, jou ou boet was reg, jy maak dit nie Pel. Maar, toe hy klaar uitgedeel is, toe sê hy vir die klas, hy wil vir hulle opstel voorlees. En hy sê vir die eerste keer in sy lewe, het hy gevoel, hy kan nie anders as om 'n kind volpunte te gee, vir sy opstel. Ek het my koers afgebaken, en ek het geweet hoe om elke tree te gee, en ek het my bestemming bereik. Maar het begin daarby, dat ek in my hart my koers afgebaken het, met hierdie opstel. Ek was iewers heen op pad daarmee. Ek het geweet wat ek wil hê. En dis waar op baie plekke, ek bedoel, dink maar net in jou eie lewe. Kom ons doen gou 'n oefening. Dink gou aan iets wat jy regtig graag wou bereik. Dit kan so klein wees soos my opstel. Iets wat jy graag in jou lewe wou bereik. Regtig wou bereik. En wat vir jou lekker was toe jy dit bereik het. Het julle julle storie? OK. Nou wil ek jy met binnekant toe kyk. Wat is dit wat gemaak het, dat jy jou bestemming bereik het, gekom het waar jy wil wees, gekry het wat jy wil hê? Iewers binne in jou, het jy jou koers afgebaken, en vir jouself uitgesorteer, dis waar ek wil uitkom, en daarom het jy so daar uitgekom. En elkeen van ons het stories daaroor. Maar ongelukkig is dit nie al ons stories nie. Ongelukkig is daar baie ander stories waar dit nie so gewerk het nie. Want as jy na die res van jou lewe kyk, sien jy hoeveel goed het jy begin wat jy nooit klaargemaak het nie. Dis daai goed waaroor ons sê, ek het my voorgenem, of ek het 'n gevoel gekry ek moet dit doen, of ek het besluit ek wil dit doen, of ek gaan probeer, dis die favorite een, ek gaan probeer om dit te doen, of ek gaan hierdie jaar, of ek wil graag. Ons dink dit, en ons sê dit, maar, daar kom niks van ons lewe nie. Ons bly net by woorde en gedagtes
en voornemens. Ons bereik nie regtig iets in ons lewe nie. Bob Beale, is 'n ou wat 'n boek geskryf het, Why You Do What You Do. En dan sê hy, dis die antwoord op die grootste probleem, die een van ons grootste emosionele misteries hier binnekant. Hy skryf so. Hy skryf oor hy sê eintlik, ons het twee tye in ons lewe. Daar's 'n tyd in ons lewe wat ons wenners is. En daar's 'n tyd wat ons verloorders is. Maar hy maak baie seker. Hierdie wen en verloor is nie afhanklik van hoe hoog jou IQ is, of wat jou vermoëns is, of wat jou graad is wat jy verwerf het op die universiteit nie, glad nie. Want sê hy, dit word nie bepaal daardeur nie. Of jy in jou lewe wen en of jy verloor. Tussen wen en verloor is net een klein verskilletjie. En hierdie verskil is die houding of die ingesteldheid waarmee jy iets aanpak. Dis wat die verskil maak. Baken jou koers af. So hy skryf, mense word nie verloorders omdat hulle beplan om verloorders te wees nie. Of omdat hulle slegte mense is nie. Inteendeel, hulle is goeie mense. Maar wat wel waar is dat hulle elke dag net vat soos dit kom. Hulle doen net elke dag wat gedoen moet word. Afrikaans, hulle oorleef net. Hulle sien net vandag raak en wil net deur hierdie dag kom. Hulle wil net oorleef en doen wat hulle moet doen. Niks meer nie. En dan word hulle verloorders. Sê maar die wenners daarteenoor is mense wat verder as vandag kan sien. Hulle kan môre, die toekoms, sien. En in hierdie toekoms sien hulle gewoonlik iets wat hulle wil bereik. Hulle is net sulke goeie mense soos die verloorders. Hulle is niks beter as die verloorders nie. Maar daar's tog 'n verskil. Hulle is mense wat 'n duidelike doel of bestemming sien waarheen hulle op pad is. En die feit dat hulle duidelike doel of bestemming het, gee hulle die innerlike energie om die pad te loop na hulle bestemming. Baken jou koers af. Dan sê jy weet hoe om elke tree te gee. En as Bob Beale daaroor skryf, dan wys hy 'n verskriklike belangrike ding uit, wat ek en jy moet verstaan, dis nie ons omstandighede nie, dis nie my vermoëns nie, dis iets wat hier binne in my gebeur, wat bepaal of ek verloor en of ek wen, of ek my lewe bou en of ek maar net aangaan. Dis iets binne in my. Jy moet hierdie geheim waarvan Bob Beale praat, binne in jouself soek. En as jy dit begine doen, dan is jy nou daar wat jy kan hoor wat Spreuke 4 vers 23 sê. Dis nou die teks net voor die een wat ons nou net gelees het. Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig wat met in jou hart, dit is jou binnewêreld, omgaan. Wat hier binnekant gebeur. Want dit bepaal jou lewe. In Afrikaans vertaal. Wees altyd bewus van wat hier binnekant aangaan. Soek na en verstaan die werklikhede wat hier binne in jou lê. Wees waaksaam op die uitkyk vir wat hier binnekant gebeur. Raak bewus van hoe hierdie binnekant jou lewe bepaal, want dis presies wat dit is. Wat binne in jou gebeur, bepaal jou lewe, of jy 'n verloorder is en of jy 'n wenner is, of jy bly waar jy is en of jy jou lewe bou na 'n meer sinvoller, heeler, kryter lewe. Dis iets binne in jou wat dit bepaal. En Spreuke 4 vers 23 sê daarom, ouens, julle moet baie waaksaam wees. Jy moet dophou. Jy moet op die hoede wees vir die goed wat binne in jou gebeur, want dit bepaal jou lewe. Jou hele lewe. Nou sê ek maar net,
Ek glo met my hele hart dat die Here vir ons die woord, die Bybel gegee het, omdat hy vir ons wil leer oor lewe. Lewe binne sy ontwerp. En nou kom hy en hy sê, ouens, dis wat in jou hart gebeur, binne in jou. Jy moet waaksaam op jou hoede wees, want wat binne in jou gebeur, bepaal in watter koers gaan jou lewe, na somme maar net lewe, of 'n great, goeie, vervullende lewe. So ek het gedink, daar's een van hierdie prosesse hier binnekant, waaroor ons verskriklik waaksaam moet wees, waaroor ek volgende met jou wil gesels. As jy 'n goeie en 'n vervullende lewe wil hê, is enige van julle wat dit dalk wil hê, goeie en 'n vervullende lewe, ja, hy's am so 'n paar. As jy 'n goeie en 'n vervullende lewe wil hê, is daar een proses binne in jou, wat jy verskriklik waaksaam oor moet wees, want hierdie proses veroorsaak dat jy wegskram daarvan om jou toekoms, jou doel, jou bestemming te kies. Dit keer jou. Tweede een, dit keer dat jy uit die wegspringblokke kom op pad soontoe. En die derde een is dit veroorsaak dat jy jouself opstel om 'n verloorder te wees. Jy moet hierdie proses verstaan. Jy moet waaksaam raak vir hom. So ek gaan hom vir jou verduidelik, letterlik stap vir stap. En hopelik op 'n manier dat jy kan volg. Stap 1. Jy baken vir jou koers af. Beteken, jy besluit jy wil iets doen. Of dit nou is om gewig te verloor, of om mooier te lyk, fisies, en of dit nou is om wel 'n nuwe rekenaarprogram te bemeester, maak nie saak, jy baken 'n koers af, jy besluit wat jy wil bereik. Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê, jy besluit jy wil as Christen meer getuig. Getuig se Afrikaans is vertel jou storie. Jy wil jou storie van die rol wat God in jou lewe het en die pad wat jy saam met God stap, meer vertel. Soos wat Jesus sê ons behoort te doen. En jy besluit, ek wil meer getuig. Dis die eerste stap. Jy sê dit vir jouself, jy neem 'n besluit, of jy wil. Die tweede ding wat gebeur, op daai selfde oomblik wat jy begin dink oor wat jy wil doen of bereik, dan skop daar 'n ander proses in jou binnewêreld af. Dis letterlik asof, as jy net eers dink aan iets wat jy wil bereik, wat verder en mooier en beter is as wat jy nou is, dan trigger dit onmiddellik hierdie ander ding in jou binneste, hierdie ander binnewêreld proses. Dis onmiddellik, dis blitsvinnig. En hierdie ander proses in jou binnewêreld het 2 standaard formules. Kyk of jy hulle herken. Ja, maar plus 'n beswaar. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ek vra jou om jou persoonlike storie van jou pad met die Here vir die gemeente te kom deel. En wanneer ek dit doen, dan is daar regtig iets in jou wat dit graag wil doen. En dan skop jy die tweede proses in. En jy sê vir my, ja, maar jy weet, ek is maar 'n skaam ouetjie. Ek is maar 'n introwert. Ek weet nie of mense na my sou wil luister nie. Ek is nie goed genoeg nie. Die oomblik wat jy begin dink aan waar jy wil kom, dan begin hierdie een, ja maar, en jy haal jou beswaar uit. En dit gebeur blitsvinnig. Tweede formule. Ja maar, sê nou. En dan dink jy iets slegs uit, wat kan gebeur as jy dit sou doen, weer by getuienis. Ek vra jou om jou storie te kom vertel voor die gemeente. In die volgende oomblik skop hierdie ja maar ding in. En jy sê vir my, ja maar sê nou ek huil en ek maak my naam gat hier in die erediens. Ja maar sê nou ek praat en ek raak deur mekaar, ek bly nie by wat ek wil sê nie. Die oomblik wat jy kyk na waar ek wil kom, dan skop hierdie proses van ja maars in jou binneste in, onmiddellik, sonder dat jy dit beplan.
Dit is nie bewuslik, dit is net iets binne in jou wat sê, "Hoekai, stop 'n bietjie, wag so 'n bietjie, nie nou nie." Is baie keer net 'n gevoel wat in jou binneste gebeur. Dis net 'n weerstand, dis 'n onwilligheid. Maar wat jy moet verstaan is dat die oomblik wat jy dink oor waar jy wil kom, dan skop hierdie proses in en dan begin die ja-maars in jou binneste. Derde ding wat gebeur, is sodra die ja-maars begin en jy val daarvoor, dan begin jy uitwerk hoe om uit te kom uit jou voorneme om te getuig. Dan begin jy nou vir jouself met jou kop redes vind, hoekom jy dit eintlik nie wil bereik nie. Jy soek agterdeure. Jy gee vir jouself redes, maar dit is mos nie so belangrik nie. Ek getuig met my lewe. Ken julle daai een? Ja, getuig in die Bybel is praat met woorde, met jou mond, jou tong. Ja, maar ek getuig my lewe. Jy kry 'n agterdeur sodat jy nie getuig nie. Jy dink letterlik redes uit, hoekom jy nie hoef sleg te voel as jy nie meer getuig nie, as jy nie jou bestemming bereik nie. Dis wat jy doen. Vierde ding wat gebeur, alles stop net daar. Stop net daar. Miskien voel jy nog 'n bietjie skuldig na die tyd, maar alles stop net daar. Jy kom nêrens nie. Jy bly net waar jy was toe jy voorgenem het, dis wat ek wil in my lewe hê. Want die ja-maars is die brieke van jou gemoed. En dis brieke wat inskop van self, jy hoef hulle nie te trap nie. Maar dit breek jou, en dit laat vries jou, en dit laat val jou vas. Dit keer dat jy selfs net uit die wegspringblokke uitkom. Jy spring nooit eers weg in hierdie wedloop. Dis hierdie innerlike proses. Weet julle waarvan ek praat? Ek wil iets doen. Ja, maar kry verskonings. Stop. Ken julle dit? Ja. Ons almal ken. En wat die teks sê, wees waaksaam vir hierdie proses in jou binneste. Want dit bepaal jou lewe. Of dit bepaal die gebrek aan vol, heel beter lewe in jou lewe. As jy nie leer om met hierdie ja-maars te werk nie, sal jy nooit uit die wegspringblokke kom nie. Jy sal nie die goed bereik wat jy graag wil bereik nie. Jy sal nie jou bestemming bereik nie. Daarom dink ek, dis nogal belangrik dat ons moet praat oor hierdie innerlike proses van ja maar plus 'n rede en ja maar plus 'n moontlike negatiewe ding wat kan gebeur. Hierdie onbewuste dikwels proses. En ek gaan nou vir jou een ding daaroor sê wat jy moet registreer vandag. As jy daarmee wil werk. As jy hierdie blokkade in jou lewe wil oorkom, is die eerste belangrike ding, jy moet verstaan, die ja-maars is die vrese, is jou vrese wat in jou binneste lê. Dis jou vrese. Dis al wat dit is. En ek gaan vir jou deur 'n lys van hierdie vrese lees. En ek wil hê jy met elkeen luister en na jou eie hart gaan en kyk, hoe dikwels was hierdie vrese dit wat my geblokkeer het, om die soort lewe te leef wat God vir my bedoel het. Dis die eerste een. Vrees dat jy nie het wat nodig is nie. Dat jy nie in staat is nie, dat jy nie genoeg is om dit te kan doen nie. As ander ouens wat genoeg is, maar nie jy nie. Tweede een, ek wil dit so graag hê, maar ek vrees dat ek sal misluk. En ek sal nie kan saamleef met mislukking nie. Dan los ek dit liewer. Derde een, vrees vir die onbekende. Want onthou as ek iewers heen op pad is, vat dit my altyd op 'n nuwe pad, 'n nuwe roete. Maar vrees vir die onbekende. Ek voel veilig as alles net so presies is soos ek het uitgewerk het. En omdat ek bang is vir die onbekende, is dit hierdie vrees wat my keer, dat ek beweeg na daai soort lewe wat God vir my ontwerp het.
Hier's 'n lekker ene. Vrees vir ander mense se reaksie. Hoe sal die ander op my reageer as ek dit nou doen? Vrees vir spesifiek verwerping. En dit laat breek my. En ek begin nie doen aan wat ek moet doen nie. Hier's 'n ander ene. Daar's sommige ouens wat like van baie goed in hulle lewe. En hulle vrees is dat hulle iets sal mis. As ek dit doen, gaan ek dit mis. Hulle wil nie iets mis nie. En op die ou einde is hulle vrees om iets te mis wat hulle keer om vorentoe te gaan in hulle lewe. Hierdie enetjie. Vrees vir verandering om uit jou gemaksone te kom. Kyk, as ek en jy in ons gemaksone is, voel ons lekker tuis daar. En daai ongemak wat kom as jy moet uitklim en iets begin doen wat jy nie tevore gedoen het. Nou weet julle wat ons nou gaan doen as ons klaar is. Vandag se erediens gaan so by 1:00 klaar maak. Ek gaan vir elkeen van julle kans gee om te kom getuig. Daar's die mikrofoon. Gaan hom vir jou gee. Nee? Vrees vir die onbekende. Wat gaan gebeur as ek nou hier voor moet gaan staan en getuig? Vrees dat jy beheer sal verloor. Ag, ons het tog hierdie mooi masker van ons is altyd in beheer en ons voel so lekker dat alles is onder beheer in ons lewe. Maar sê nou ek kry dit nie beheer nie. Vrees dat jy sal seer kry as jy dit doen. Mense gaan vir jou lag. Dit gaan seer wees. Vrees dat dit te lank gaan vat. Miskien om jy jouself ken en omdat jy weet hoe maklik jy uitstel. Vrees dat dit te lank gaan vat voor jy dit bereik. Perfeksionisme. Net so terloops, perfeksionisme is niks anderster as die vrees vir mislukking nie. Want alles moet eers perfek wees voor jy dit doen. En as jy bang is om iets te doen voor dit perfek uitgewerk is, dis perfeksionisme. Gaan dit jou keer om 'n nuwe lewe te bou. Vrees dat jy weer dieselfde pad as tevore gaan loop. Ek hoor dit baie in huweliksberading. Ja, maar jy het gesê jy gaan nie verander en dit hou net vir 3 weke. Nou kom die nuwe jaar en besluit ek gaan 'n meer liefdevolle man vir my vrou raak. Sê nou dit hou net weer vir 3 weke. Vrees, en hierdie een is nogal weird. Vrees dat jy suksesvol sal wees, maar dit nie sal kan volhou nie. Jy is bang jy bereik sukses, maar jy kan dit nie volhou nie. En hierdie vrese skep al die ja-maars, wat jou sommer by voorbaat laat sê, ja maar, hier is die rede hoekom ek dit nie kan doen nie. Ja maar, sê nou hierdie negatiewe ding gebeur. Dis niks anderster as jou vrese nie. En dit blokkeer jou lewe. Vrese is die grootste vyand vir die bou van 'n nuwe lewe. En as jy hierdie ja-maars wil oorkom, is die eerste stap om hierdie werklikheid te erken. Sê vir jouself oor en oor, vrees is my grootste vyand, want dit laat my vries of dit laat my vasval. Vrees is my grootste vyand, want dit laat my binnekant vries of vasval. En doen dit môre weer, en doen dit oormôre weer, en doen dit sommer 10 keer 'n dag. Hoekom? Omdat jy nie nou glo wat ek vir jou sê nie. Jy neem net kennis. Jy neem net kennis dat ek sê, vrees is jou grootste vyand, want dit laat vries jou of dit laat val jou vas. En voordat hierdie ding wat ek vir jou sê, nie 'n innerlike oortuiging raak nie, sal jy nie begin bestuur aan die vrese in jou lewe nie. Jy sal dit toelaat om jou lewe te beheer deur al die ja-maars wat jy gebruik. So stap 1 om hierdie blokkasie te oorkom, is erken dit, al sê jy dit hardop vir jouself, oor en oor. Vrees is my grootste vyand, maar dit laat my vries of dit laat my vasval. Stap 2, hoe oorkom ek hierdie ja-maars in my lewe? Dis nou eintlik soort van 'n dubbele ding wat ek vir jou wil sê. Moenie dadelik begin om jou bestemming in volle detail uit te werk. Julle weet, dis nou daai
doel en visie en missie en doelwit, beplanning en al daai goed. Moenie dit doen nie. Moenie as jy vir jouself sê, ek wil meer getuig, ek wil meer my storie vertel van God se rol in my lewe en wat hy in my lewe doen. Moenie nou presies begin uitwerk wat is al die detail daarvan nie. Sê net vir jouself, ek wil 'n Christen wees wat meer keer my storie vertel oor God se plek in my lewe. Sê dit net vir jouself. So, ek wil sê amper vlugtig vorentoe. Kyk vlugtig vorentoe sê, daarvoor wil ek 'n Christen wees wat met gemak my storie vertel. Met gemak. En die oomblik wat jy dit sê vir jouself. Die oomblik wat jy, ek weet nie wie van julle joernaal doen nie, maar as jy 'n joernaal skryf, ek wil 'n Christen wees wat meer getuig en my storie vertel. Moenie dadelik begin uitwerk wat dit moet wees nie. Gaan dadelik binnekant toe. As jy vorentoe gekyk het en gesien het waar is die bestemming, moenie daar begin nie. Kom eers terug binne in jou. Gaan binnekant toe en bepaal wat die vrese in jou is wat jou gaan rem of blok om daai te kom. Eien jou vrese. Daar's baie navorsing gedoen oor hierdie ding van watter ouens bereik hulle doelwitte wat hulle stel en watter nie. Vir wie is dit goed wat regtig bereik word en wie is dit net goed op papier? En toe ontdek hulle, maar weet jy, ouens kan dit in detail uitwerk, maar hulle kom nooit daarby uit nie. En toe begin hulle navorsing doen, wat is dit wat keer? En toe ontdek hulle, as ek hier staan en ek wil daar kom, dan sien ek dit as 'n reguit lyn, ek gaan soontoe. Asof daar geen blokkades op hierdie pad is nie. En dan berei jy voor vir daai nuwe toekoms, asof daar geen blokkades gaan wees nie. En al wat hulle begin doen het, is of ou sê, alright, so van hier tot daar, wat kan jou keer? Wat kan jou keer? En ek sê vandag vir jou, die nommer 1 rede wat jou gaan keer, is jou eie insekuriteite, jou eie vrese, hierdie klomp goed wat in ons binneste lê en opduik. As ek vir jou sê, kom getuig vir my. So die eerste stap is, sê vir jouself, vrees is my vyand. Tweede een is, eien hierdie vrese, kyk binnekant toe en bepaal die vrese. Wat is dit van hierdie klomp vrese? Wat is jou ja-maars? En wat is jou ja-maar sê-nous? Skryf hulle neer. Moenie hulle net dink. Skryf hulle neer. Maak 'n lys, skryf hulle neer. Waarvoor is jy bang? Waaroor voel jy bekommerd, angstig as jy daaraan dink? Skryf hulle neer. As jy klaar neerskryf, sit jy papier aan neer. Môre, vat jy nog 'n papier, dan skryf jy weer dit neer. Moenie op die ou papier kyk jy mag jy afskryf nie, blaai hom om. Skryf dit weer neer. En hou doen dit aan vir 3, 4, 5 dae, sodat jy net duidelik, helder, bewus word van wat is hierdie binnewêreldproses van ja-maars, wat jou kan breek, en jou kan dit vasval op jou pad vorentoe. Skryf dit neer. En na 4, 5 dae, as jy nou jou lys het, kom ons sê 10 van hulle, dan gee jy elkeen 'n punt van hoe sterk is hierdie vrees regtig by jou. Nou, kom ek sê net gou vir julle, julle gaan nie van hierdie oefening hou nie. Want dit vra 'n massiewe klomp eerlikheid oor jouself. Maar dit is 'n bevrydende oefening as jy dit doen. Dit gaan baie guts van jou vra om dit te doen, maar glo my net, dit is 'n bevrydende oefening. Jy moet jou vrese face deur dit neer te skryf. Luister mooi wat sê ek nou. Want dan, as jy weet wat jou vrese is dit nie meer iets wat in jou onderbewussyn jou beïnvloed nie. Jy weet nou wat gaan aan. Jy weet nou. En dit gee vir jou die krag om daarmee te werk. So die eerste stap is, sê vir jouself, vrees is my grootste vyand. Tweede stap, face jou vrese deur dit neer te skryf. Derde ene, stap
vanuit jou geloof oor vanuit vrees na vertroue. Ja, maar interessant hoe ons as Christene lewe. Ek vertrou op myself. En ek vertrou op my bankbestuurder om te sorg dat my finansies reg werk. En ek vertrou op die dominee om te sorg dat my geestelike lewe reg werk. En ek vertrou op die onderwysers sodat hulle my kinders goed grootmaak. Maar weet julle wat 'n interessante ding? Ons sukkel om die Here van ons lewe te vertrou in ons lewe. En daarom wen ons vrese telkemaal. As 'n klomp stories in die Bybel wat gaan oor ouens wat vrese oorkom het omdat hulle God vertrou het. En nou sê ek vir jou, die derde stap om hierdie blokkade te oorkom is leer om die Here aktief te vertrou. Skuif weg van die groot ja maar sê nou na ja, Here. Want dis die ja wat in jou hart moet leef, die groot ja. Jy moet net by die Here van jou lewe uitkom en weet jy stap die pad saam met hom. En dis nie rocket science nie. Ek praat met hom oor my vrese. Onthou julle ek het met lys gemaak hoe intens dit is. Nou gaan ek nie vir die Here sê, Here, vat my vrese weg nie asseblief. Ek gaan hom sê, Here, hier's wat gebeur in my binneste. Daar's waar ek wil kom om die soort lewe te leef wat U wil hê ek moet leef. Maar in my binneste lê hierdie vrese. Daar's hierdie ene en hy's nogal erg. En daai ene. En daai een vang my elke keer. Ek gaan met die Here gesels oor die vrese en ek gaan met my mond voor hom bely dat hierdie vrese my keer om uit te stap om 'n nuwe lewe te leef. En as ek klaar oor my vrese gaan gepraat het, as ek klaar oor my vrese gepraat het, gaan ek sê, Here, dit is eintlik so weird, want U is by my. U is altyd by my. In Jesus het U Immanuel geword, God wat altyd net hier neffens my is. Here, ek verstaan nie hoekom ek kies om U mis te kyk en net te kyk na my vrese nie. Maar ek kies vandag om na U toe te draai en ja te sê vir U en op U te vertrou. Jy moet skuif van vrees na vertroue as jy hierdie blokkades in jou lewe wil oorkom. En ek lees vir julle 'n paar tekste. Ek wil eintlik sê jy moet hierdie tekste gaan neerskryf en iewers opplak, jy moet dit uit jou kop uit leer en dit moet jou lewensmotto word. Weet jy wat is jou lewensmotto, so by the way? Ja, daai slogans waarmee jy lewe. 1 Kronieke 28 vers 20. Dawid het vir sy seun Salomo gesê, wees sterk, staan vas, begin die werk. Kom uit die wegspringblokke uit. Moenie bang wees nie. Kan julle hoor wat vang hom vas in die wegspringblokke? Moenie bang wees nie. En moenie besorg wees nie, moenie worry nie. Want God die Here, my God, is by jou. Hy's by jou. Kom uit die wegspringblokke uit, want God is by jou. Jesaja 41 vers 10. Die Here self aan die woord. Moenie bang wees nie. Vrese. Moenie bang wees nie, ouens. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Moenie angstig wees oor wat gaan gebeur nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Ouens, as hierdie ja-maars in jou hart verskyn en jy wil skuif van vrees na vertroue, moet jy by die Here van jou lewe uitkom en sê, Here, maar U is die een wat dit vir my doen. U is die een wat dit vir my doen. Psalm 56 vers 4. Psalm skryf, die dag as ek vrees,
Die dag as die ja-maars in my opkom, die dag as hierdie besware wat eintlik maar my vrese is opkom, sal ek op U vertrou, Here. 3 stappe om hierdie groot blokkade wat keer dat jy 'n voller en heeler lewe leef soos God vir jou bedoel het. 3 stappe om hom te oorkom. Eerstens sê hy vir jou, vrees is my grootste vyand. Tweedens, gee jou vrees 'n gesig deur 'n lys te maak van wat die vrees is wat alles 'n rol speel en hoe erg dit is. Dat jy dit net uit die onderbewussyn haal en na die bewussyn bring dat jy daarmee kan werk. Derdene, skuif as Christen van vrees tot vertroue. En as jy skuif van vrees tot vertroue op die Here van jou lewe, sal jy ontdek dat die ja-maars nie meer die finale sê in jou lewe het nie. Sal jy ontdek dat jy uit die wegspringblokke wegkom. Sal jy ontdek dat jy stukkie vir stukkie groei na 'n voller, heeler, nuwe lewe soos God dit vir jou bedoel het. Dis die roete deur jou vrese heen na 'n voller, heeler lewe. Net 3 stappe. Eerstene, vrees is my vyand. Tweedeen, gee dit 'n naam, lys dit, dat jy dit kan sien, gee dit 'n gesig. Derdene, skuif van vrees na vertroue, skuif van kyk na jou vrese, na kyk na die God van jou lewe wat net hier langs jou is. En dan gaan die brieke begin loskom, en jy begin skuif, en hardloop, en uitkom, by die plek waar jy graag wil wees. Amen.